Goeiemôre. Jy luister na die 33ste oordeenking in die reeks deur die oë van 'n kind. Ons tema vanoggend is binding en gehegtheid. Gister se tema was tolbos in die wind. Ons het gesels oor die blom in die woestyn wat aan die klein prinsie sê dat mense soos tolbosse in die wind is. En daaroor het ons gepraat. Dit het my verder laat dink aan die lewe en die hele gedagte van tolbos wees of geankerde boom. Tydens my eerste jaar in sielkunde het ek twee belangrike woorde geleer: bonding en attachment. In Afrikaans word dit vertaal met binding en gehegtheid. Bonding, binding, verwys na die aanvanklike emosionele verbintenis tussen ouer en kind in daardie eerste oomblikke van tere aanraking na geboorte. Die nabyheid en tevredenheid wat 'n kind ervaar wanneer hul mamma of pappa of primêre versorger hul vashou, veral tydens borsvoeding en wanneer hulle so op hulle bors aan die slaap kan raak. In daardie oomblikke word 'n hele reeks hormone geaktiveer wat beide ouer en kind berusting gee, vrede en die ervaring van intense liefde. Ek het eenmaal 'n dokumentêr gekyk van 'n kindjie wat geweldig gesukkel het om aan te pas by die nuwe gesin. Gesukkel het om maatjies te maak. Hulle het later agtergekom dat die kind sukkel om gesigsuitdrukkings te herken. En daarom dat hulle nie weet wanneer om saam te lag en saam te speel of op te hou terg nie. Dit was spesifiek 'n aangenome kind uit, ek kan nie onthou nie, maar een of ander oorloggetuisterde land. Neuroloë was besonder verstom toe hulle uitvind dat daar 'n tekort was aan oksitosien by daardie kind. Dit is die hormoon en neurotransmitter wat 'n rol speel in ons ervaring van vertroue, empatie, sosiale verbinding en uiteindelik ook 'n rol speel in ons sosiale gedrag. Jy ken mos daardie gevoel as iemand baie naby aan jou vir jou 'n drukkie gee. Dit voel of jou siel sit in roomys eet. Attachment of gehegtheid verwys na die blywende emosionele band wat 'n kind oor 'n lang tyd heen met hul ouers of ander primêre versorgers vorm en ervaar. Dit vorm ons ervarings van veiligheid, dat ek 'n plek het waar ek behoort. Dit vorm 'n gevoel van wederwysige vertroue en die ervaring dat die lewe voorspelbaar en goed is. Maar weet jy, dit speel nie alleen 'n rol wanneer ons babas of peters is nie. Dit bly deel van ons menswees tot ons die dag ons laaste asem sal uitblaas. In transaksionele analise speel dit 'n geweldige rol as jy verstaan dat ons ego-state, die ouer, die volwasse en die kind, tegelyk 'n ewekansige rol speel in ons oorweging van lewe en ons diepste ervaring van ons behoort, ons is gelukkig, ons is tevrede, ek word aanvaar en liefgehê. 'n Mens sien dit in die besonder in die lewens van tieners. Die teoloog Andrew Root verwys na die belangrikheid van gehegtheid in die lewe van tieners. Een van die belangrikste lewensfases in 'n kind se lewe is wanneer hulle identiteit binne hulle portuïergroep moet vind. Dis een van die moeilikste lewensfases en vir baie kinders een van konstante angs en onsekerheid. Tieners wil inwees, deel voel, hulle self bewys. Waar jy jou in die groep bevind, is van die allergrootste belang. Is jy deel van die ingroep, die cool kids, maak jy die span. 'n Tiener wil graag inwees, maar hulle wil nie uitstaan nie. Uitstaan in prestasie is goed, maar om hemelsnaam, ek wil net nie uitstaan sodat ek bespot, geterg of uitgelag word nie. Dit voel vir hulle na 'n stryd tussen lewe en dood. Ja, later in jou lewe kyk jy terug en dis eintlik belaglik. Maar Andrew Root wys dan op die belangrike emosionele en sosiale buffer wat tieners se lot bepaal, want die feit is, hulle beleef dit intens en erg. Waar tieners 'n hegte gesin het om op terug te val, beleef hulle steeds onsekerheid of selfs angs by die skool, maar hulle het 'n veilige basis waarvandaan hulle vertrek en waarheen hulle terugkeer. As alle ander dinge faal, weet hulle ek kan huis toe keer, en daar word ek onvoorwaardelik liefgehê. Ek kan die storms van die lewe oorleef.
Wanneer kinders nie hierdie geborgenheid en gehegtheid ervaar nie, voel hulle soos tolbosse in die wind. Is dit wel daar, is hulle bome wat geanker en geplant is by waterstrome. Ek het vroeër gesê, dit bly ons hele lewe waar. Aan die einde van ons lewe sal dit steeds waar wees. Dikwels spandeer mense hulle laaste dae in 'n versorgingseenheid. 'n Klein kamertjie gestroop van al die besittings wat ons oor die jare heen versamel het. Ja, daar's 'n hangkassie met net die nodige klere. Maar dan 'n bedkassie met 'n Bybel daarop en foto's teen die muur. Hoe geseënd is die een wat hulle oë kan sluit met hulle geliefdes wat om hulle staan. Mag ek vandag my menswees so leef dat ek onvoorwaardelik liefhet en geborgenheid aan ander kan bied. Ons gebed vanmôre kom uit Psalm 131. Selfverheffing en hoogmoed is daar nie by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here Israel, nou en vir altyd. Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.